Elke mens wat groot geword het in 'n Christelike ouerhuis, besef nie aldag hoeveel ons het om voor dankbaar te wees nie. Onthou, hier in Handelinge, in die eerste generasie Christene, was dit heeltemal anders. Die een deel van hierdie groep Christene in Handelinge 15 het uit Joodse huise gekom. Ons het gehoor, baie was voorheen selfs van die ultrakonservatiewe Fariseërparty, wat in hulle ou lewe die wet en die letter van die wet verafgod het. Mense wat geen persoonlike verhouding met hulle Skepper God kon hê nie. Dit het maar baie soos heidense afgodsdiens gewerk, as jy mooi daaroor dink. Die priesters was hulle tussengangers, en eintlik was dit ook net die hoëpriester, wat maar eenmaal per jaar sogenaamde direkte kontak met God kon hê, en dan vir 'n baie kort rukkie in die allerheiligste deel van die kolossale tempel van marmer en goud. En die sisteem was een van morele verpligtinge, 613 plus wette wat bepaal het wat verkeerd was in die oë van hierdie bonatuurlike ver God, wat hulle geglo het in die derde verdieping van die hemel woon. Hierdie teologie was natuurlik ver verwyderd van die waarheid, want dit was alles op die ou end die menslike interpretasies van wat die Fariseërs besluit het wat volgens hulle denke God sou behaag. En dan, wanneer daar oortree was, wanneer wette verbreek was, moes offers aan hulle God gebring word by sy tempel om weer sy gunste te kon verdien, maar ook net tydelik. Hoor maar hoe die Hebreërskrywer dit ook uitwys in hoofstuk 10 vers 1. Hy skryf: Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. Maar in Handelinge 15 was die ander deel van die groep Christene weer almal afkomstig uit die heidendom. Die huise waaruit hulle gekom het, was 'n heel ander storie, 'n ander soort afgodsdiens wat daar geheers het. Ons weet glad nie hoe betrokke enige van hulle van tevore by hulle afgodsdiens was nie, maar die norm in die heidense volke en stede waar die apostels nou die evangelie verkondig het, was beslis nie 'n Christelike lewenstyl nie. Petrus, wat hier in die vergadering vir die Christene uit die heidendom opgestaan het, het nie hulle ou lewens goed gepraat nie. Hoor maar wat skryf hy in 1 Petrus 4 vers 3. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen, uitspattigheid, dit kan ook vertaal word met losbandigheid, begeerte na wat verkeerd is, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. Die Nuwe Testament vertaal dit met absoluut onaanvaarbare afgodediens. Daarom is ek dankbaar dat in hierdie vroeë vergadering waar daar 'n geloofsdispuut was, die Heilige Gees die leiers en die gemeente die wysheid gegee het om te besluit soos ons lees in Handelinge 15 vers 10 en 11, vers 19 en 20 en uiteindelik die brief in 15 vers 28 en 29. Geen las vanuit die ou Joodse godsdiens nie en weg van die afskuwelike praktyke van die heidense afgodediens, maar wel in Jesus se skaduwee, in sy voetspore, kort op sy hakke. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om in u familie te mag wees en u voorbeeld te mag volg. Help my om u en u lewe en u leer te bestudeer, dat ek nie in dieselfde slaggat trap as die voormalige Jode of die voormalige heidene hier in Handelinge 15 nie. Dankie dat u my leidsman, my verlosser en my koning is. Amen.